Die Here van die deurbraak. Wat is die maklikste manier om dit te beskryf? Dit reën, daar is weerlig, donderweer, die wind waai jou deur mekaar, dit is koud, en die voorspelling was, son gaan skyn. Jy is reg om te braai, jy is reg om alles te doen, en ewe skielik kom daar 'n breek in die wolke, en die son breek deur, die wind hou op, die weerlig hou op, die donderweer hou op, en ewe skielik kan jy braai terwyl dit nat is. Wanneer die son deurbreek in wolke, dit verander die gesindheid, die denke, die emosie van mense, net dat die son deurgebreek het. Dit bring hoop. Dit is nie meer morbid nie. Dit is nie meer koud nie. En kom ons lees in 2 Samuel 5:17-21. Toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor Israel gesalf is, het hulle almal opgetrek om hom te vernietig. Dawid het dit gehoor en afgegaan na 'n skuilplek toe. Die Filistyne het oor die hele spooklaagte uitgesprei. Ek wou nou ook spooklaagte, dit het by hulle gespook. Die vallei spooklaagte beteken in Hebreëus die vallei waar die reuse by mekaar kom. Die plek waar die reuse by mekaar kom. Dawid raadpleeg toe die Here. Die begin van alle deurbrake is dat ek en jy besef dat ons in ons eie krag, ons eie vermoë, nie 'n deurbraak in ons finansies, in ons huwelike, in wat ook hierdie siekte, hierdie goed. En wanneer 'n persoon by die plek kom dat hy hopeloos raak, dan word hopeloosheid moedeloosheid. En dit is asof dit norm geword het vandag in die wêreld, dat hopeloosheid is deel van jou lewe. Maar dit is 'n leuen. So, die eerste ding om 'n deurbraak in jou lewe te bewerkstellig, jy gaan na God toe in jou omstandighede met jou gesindheid en jy sê vir hom, Here, ek wil U nou raadpleeg. In ander woorde, ek het nie die insig nie, ek het nie 'n strategie nie, ek het nie 'n plan nie, maar U woord sê in Efesiërs 2:11, God doen alle dinge volgens die raadsplan van sy wil. Dit is God wat in ons is om te wil en te doen na sy welbehaag. Die Bybel sê God werk en wie kan hom keer? Sou God iets sê en dit nie waar kom nie. Wanneer God sy woord uitstuur, is hy doelgerig en dit sal altyd voortbring wat die woord sê. So Dawid raadpleeg die Here. In ander woorde, jy gaan in nederigheid, jy gaan in met vrymoedigheid en durf, want jy praat met die skepper van die heelal, waar hy aan ons die voorreg gegee het om hom te adresseer as Abba Vader. Hy is ons Vader, hy is ons Pa. En dat jy met hom kan gesels. Onthou, die krag van gebed is nie wat jy sê nie, maar wanneer jy ontdek en besef, met wie praat jy? Dis hoekom die Afrikaners baie keer sê, met wie dink jy praat jy? En as ek en jy besef wie God is, en dat ons het sy oor, en hy hoor wat ons sê, en hy verhoor dit, en hy kom dit na. So eerstens, jy gaan en jy raadpleeg die Here. Moet ek teen die Filistyne optrek? Wat ek van Dawid hou, hy het nie in sy eie sinnigheid, of in sy hoogmoed, of in sy, dat hy nou eintlik 'n held wil vir homself weet. Hy sê, moet ek gaan die Filistyne aandurf? Moet ek hulle gaan aanpak? En die Here, so Dawid vra vir God permissie. Het ek die permissie om die vyand nou die hoof te bied? Sal U hulle in my mag oorgee? Hy vra vir God vir 'n waarborg van 'n belofte. Die Bybel sê God se beloftes maak nie skuld nie. Die Bybel sê maak nie saak hoeveel beloftes daarvan God is nie. Almal van hulle is ja en amen wat deur ons gespreek word. Dis klaar ja en amen in die hemel, maar wanneer ons saam met God stem en ons verklaar, in ander woorde, die Bybel sê in Psalm, ek het geglo, derhalwe het ek so gespreek. Nou kom 2 Korintiërs 4 en die Heilige Gees deur Paulus sê, net soos hulle gespreek het, net soos hulle geglo het en gespreek het, so deur dieselfde gees van geloof,
Glo ons en spreek ons. Jy sien, dit help net nie om te glo in iets, maar jy spreek dit nie. Wanneer jy dit spreek, dan praat jy uit een mond saam met God. Want geloof sonder werke is kragteloos, nutteloos, sinneloos. En die Bybel sê, I love this. En die Here het vir hom gesê, ja, trek op, I love this. Ja, trek op. Dis is julle opgetrek in Kaap van ons Engelse weg te kom. Ja, trek op. Dan sê dit baie mooi hierso. Ek sal verseker die oorwinning aan jou gee. Dis 'n waarborg op sy belofte. God se beloftes is almal waarborge. Maak nie saak hoeveel beloftes daar van God is. Almal is ja en amen in Christus wat deur ons gespreek word. When you agree with what God says, He allows you to experience the power of attorney. That's when the power is released, not by what you believe, by what you declare. That's the secret. Dan sê die Bybel hierso, David het toe Baal-Perisium. Baal-Perisium in Hebreëus beteken die God van die deurbraak. Baal-Perisium, die God van die deurbraak. David het toe by Baal-Perisium gaan en die Filistyne daar totaal verslaan. Toe roep David uit en hy sê, Here, die Here het soos 'n verwoestende stroom wat deur my vyande gebreek het. Daarom noem hy die plek Baal-Perisium. Jy weet, die Heilige Gees word beskryf as baie goed in die Bybel, die wind, die vuur, en dit word beskryf as die water. Die Bybel sê vir die wat glo in Christus, uit jou buik, uit jou maag hierso, Jesus sê, hy wat dors kom, drink van my op daai dag, en hy wat drink, een sip van die water van die Heilige Gees, ontstaan in jou as 'n bron, as 'n fontein, wat opborrel en uit jou kom, soos 'n verwoestende stroom, wat elke juk en onmoontlikheid sal breek, sodat jy 'n deurbraak kan kry. Mooi. Natuurlijk is dit mooi. So hier is die ding, maar die ding is, in English the Bible says, when God speaks to you, bestir yourself. Ek kan dit waaragtig nie dink wat in Afrikaans moet wees nie. Maar in Afrikaans, wanneer jy glo wat God se woord sê, jy roer jou gees. Jy stel jou gees vry om deur God se gees gebruik te word om die onmoontlike te vermag. You must stir your spirit. Net soos jy die Helen is met jou humeur, jy roer jou gees. En jy roer vir ma. En jy roer alles. En dan is daar 'n beroering. Niks met hierdie preek te doen nie, maar vat hom, laat hy val waar hy wil. Die Here het soos 'n verwoestende stroom deur my vyande gebreek. Jy weet, as jy 'n dam het, en as miljoene liters water agter, dit lyk soos 'n see agter. Jy hoef nie dinamiet te kry om die damwal te verpletter nie. Jy moet net 'n dinamiet hê naby die wal wat net ontplof en hy vorm net 'n krakie. Ag my moeder, dis 'n haarkrakie. Maar die water vind 'n weg deur enige iets. Almal van julle wat plat dakke het in die Kaap, julle verstaan. Nee? Jy kan nie 'n lek voorkom nie. Nee? En as daai dam se wal net 'n haarkraak kry, nie nodig nie. Die drukking van die water sal daai kraak, die hele muur. Is like 'n tsunami. En God sê, dis hoe ek deur Christene beweeg om dit wat vir jou 'n vyand is, jou ongeloof, jou twyfel, jou onsekerheid, jou sonde, wat ook al, die ding wat onmoontlik is, die ding waarop jy hoop verloor het, jy is so moedeloos verby. And God says, let me break through from inside of you. And let me wipe this thing out, once and for all. Jy sien, baie van ons hier so sit, en ons kom van generasies met dieselfde ding wat jou vooruitgangstyd, wat jou ontneem om 'n deurbraak in jou lewe te kry. En ons het so enorm aanvaar dat hopeloosheid is deel van die lewe, en dit is nie. Dat moedeloosheid is nou jou lot in die lewe, en dit is nie.
Uitstekende inloop, né? Die Filistyne het selfs hulle afgode daar laat gaan. Dawid gee sy soldate bevel, dra dit weg en verbrand dit. Jy sien, al die mense wat nie in God glo nie, het afgode. Die afgode kan nie beweeg, jy moet hom ronddra. En hulle is daar om die vyand moed te gee om oor hierdie mense nou te gaan beklei. En toe die afgode hulle in die steek laat, toe los hulle. Die Nuwe Testament sê dat die heidende het hulle afgode verlaat en het gedraai na die lewende God toe. 'n Afgod se beskrywing is, dis af van God. 'n afgod is af van God. As simpel as dit. Maar God sê vir Dawid, sê vir jou manne, hulle moet die goed wegdra en gebrand. Hoekom? Omdat mense hou van souvenirs. En hulle sal waaragtig daai goed opgetel het. En die Bybel sê, as jy 'n afgod in jou hart het, sê die Bybel, dan het jy jou rug gedraai aan jou vyand. Jy kyk die vyand in die oë, jy draai nooit jou rug aan die vyand nie. Okay, goed. Net 2 verse later, maar na 'n tyd het die Filistyne weer by mekaar gekom in die vallei van Spooklaagte. Weereens raadpleeg Dawid God. Wat kom jy agter? Dawid doen dieselfde ding wat gewerk het. Hy raadpleeg God. Hy he humbles himself before God. Hy gaan na God en sê, dankie vir daai een. Maar hier kom dieselfde ouens met 'n teenaanval. En ek wil jou sê vandag, every fight needs a new strategy from God. Jy kan nie gister se vyand op gister se metode veg nie. Dit werk nie, want hy verstaan nou wat kom, hy weet wat gaan kom en hy gaan jou oor aansit. You cannot fight the same fight 2 days the same way. It will not work. Anderste is ons vertroue in 'n formulier. En nie van 'n woord van God nie. Weereens raadpleeg Dawid die Here. God sê, moenie hulle van voor aanval nie. Wat? Gaan agter hom. Ek is nie die agter ons wat agterin kom. Is daar so iets onder julle Afrikaners? Nee? Wel, al het ek het ontdek, dit is goed. Ons kan dit in hat gaan insit. Die woordeboek. Sometimes God will tell you to do the opposite. Ja, maar dit gaan nie werk nie. Just do what he says. And the Bible say, in English, God says, go lay under the mulberry trees. Ek wou Afrikaans sê, maar het begin met 'n M en dit het goed uitgekom he. Verstaan jy? Julle wat nie skerp is en letterkundige, julle vang dit glad hier. 'n moerbeiboom, né? God sê gaan lê daar. Come on. Lê. Ek weet hulle is tussen die bome en die bas, hulle is deur die takke. Do you understand? Lê daar. En God sê, moenie nou voluit gaan. Lê daar en wag tot julle die gedruis hoor van die voete van 'n weermag wat in die boonste blare marcheer. Maar as ek die Here jou God wat jou vooruit gegaan het, as ek en jy 'n deurbraak gaan ervaar, ons vat nie die voortou nie. God gaan ons voor en in sy oorwinning oor sy reputasie, dat hy die vrees van hom op die vyand sit, maak hy die vyand mak, sodat ons dit kan oorwin. God moet ons voorgaan. Ons kan nie 'n ding gaan aanpak en sê, Here, volg my. Hy het gesê, jy volg vir my. We got to understand it. We need to be dependent, soos kinders wat kinderlik God glo en hom stiptelik gehoorsaam. Want God is wakker oor sy woord om dit sorgvuldig na te kom. En die Bybel sê so, julle moet daar bly totdat die gereis van die weermag beseer. En dan gaan toestaan. Dit is die teken, sê God. Dit is die teken dat die Here voor julle uitgegaan het om die Filistyne te tref. Dawid gedoen presies wat God beveel het en hy het oorwin. Dawid se voorbereiding vir deurbrake hang alles af van Psalm 144:1. Geseënd is die Here my rots, wat my hande leer om te veg en my vingers om oorlog te maak.
Jy kan die beste geweer in jou hand hê, maar as God jou hande nie bekragtig nie. Dus iemand met 'n geweer, hy het 'n koel in die kamer, hy trek die snelle, en hierdie punt tref the percussion pack, dis 'n klein doetjie. Dit veroorsaak 'n spark, 'n ontploffing met die buskruit. Daai koel is so in daai ding gesteek dat jy nie met jou hande dit kan uittrek nie. En al trek jy dit uit met 'n groot ding, hy gaan net voor jou val, jy gaan nie iemand trek nie. So it needs to be an explosive. So voorstel, ek en jy het 'n koel in die kamer. Jy sien die vyand, hy's in jou versier en jy trek en jy hoor net. Hoekom? As jy buskruit hier. Die Heilige Gees is die krag van God. Jy sal krag ontvang wat die Heilige Gees oor jou kom. Sagaria 4:6 sê, nie deur krag of deur geweld, maar deur die Gees, sê die Here. The Holy Spirit is the gunpowder in of us. The hammer that hits the percussion is our faith, agreeing with the Holy Spirit. Dan gaan daai koel uit oor 1000 meter per sekond. Maar ek kan jy dit nie, ek en jy kan dit nie. We need the power of God to work through us, want dit is hy wat in ons is om te wil en te doen na sy welbehaag. En die Bybel sê hierso, nou dink gou hier aan. Waar het deurbrake met Dawid begin? Ek wil hier moet mooi verstaan in die Bybel met Abraham, met Moses. God het aan al hierdie ouens spesifiek uniek aan elkeen 'n naam van onsself verduidelik en gesê dis wie ek is. Die naam van God is sy natuur en sy karakter en wat sy potensiaal om wat te kan doen. Soos vir Abraham het hy gesê, ek is Jehovah Jireh, die Here wat vir jou sal voorsien. Vir Moses sê die Here, my naam vir jou in jou omstandighede is Jehovah Nissi, die Here, jou God, jou banier. Vir Dawid mag God onbekend is, die Here van die deurbrake. Ons God het baie name in die Bybel. Dis soos 'n lemoen. Dis net een. Vat die omhulsel af. Dan vat jy elke porsie daarin. Jy vat daai velletjie af en elke selletjie is daar. God is meer as genoeg. Wat ook al jy nodig het, wat ook al jy nie aan kan dink nie, wat jy nie kan verbeel nie. Elke ding wat jy gaan moet die hoof bied, het God vir jou 'n naam. In die naam van Jesus en geloof wat deur sy naam kom. Maar Jesus is verlosser. Hy is ons hoop. Hy is ons vredevors. Are you understanding me? God is a multifaceted. He's got a name for every problem. And the name is Jesus Christ. En die Bybel sê dat David is 'n boksnyter. My moeder, sy pa gee hom 'n paar skape, nie 'n paar kuddes nie, 'n paar skape, want hy verwag hom nie om 'n herder te wees dat wanneer die leeu kom, wanneer die jakkals kom, gaan hy nou hardloop. Sy pa het niks van David verwag nie. Inteendeel, die profeet sê, kry al jou seuns in 'n ry. Sy pa het nie vir hom laat laaste in die ry staan nie. En hy is die enigste met rooi hare, hy staan die brand vir die Here en wat van die bleskop? Waar moet hy wees? Hy staan heel voor. Niks met bleskoppe verkeerd nie, asseblief, asseblief. Eendag gaan ek ook gebles word soos jy, eendag, né? Moenie so maklik aanstoot neem as ek iets verkeerd sê nie, asseblief. Bid dit vir my, ek is Engels. Maar ek het geleer, God kan deur my reguit hou slaan met 'n kromstok. En ek hoef nie reguit te wees vir God om my te gebruik hier. God uses imperfection, he uses weakness, he uses all those things, so dat hy homself kan sterk wees in en deur jou. Dat hy al die eer kry. So David, hy pas kapies. Dit sê, that was his responsibility. Hy word gesalf deur Samuel. En die Bybel sê, van die oomblik hy gesalf is die krag van die Heilige Gees by hom. Jesus is daar, nee, 'n paar skapies daar. Hier kom 'n leeu, 'n hongerleeu. Nee? Gryp die een lam in sy bek. Al wat jy was, bleh, wat beteken, David, waar is jy? David gaan nie agter 'n bos en sê, o Here, wees die skapie genadig, een kapie, laat hy die slagaar breek, en asseblief, laat hom nie eet terwyl hy lewend is. En dis wat ons Afrikaners doen. David, ewe skielik, kry 'n idee, hol,
Hy hol agter die leeu aan. Hallo, is hy versienend? Is hy bysienend? Hy hol agter die leeu. En hy vat die lam uit die bek van die leeu. En raai wat? God het hom daar geleer, jy gaan herde van Israel wees. Jy gaan die skapie red deur 'n deurbraak om hom uit die mond van die leeu te vat. En dan met sy kaal hande maak hy die leeu dood. Paar dae later, hier kom 'n beer. Bietjie hoor. Every time the enemy comes to you, he'll increase his power. He'll increase you to intimidate you, to manipulate you. Maar hoe hy is, hoe langer val hy. Hoe zwaarder val hy. Hoe groot is, hoe makkelijker is die teiken. So, hier kom die beer. Die beer, vat hulle mee. Dawid agter, bevry die slang, daar is die deurbraak, bevry die skapie, en die Bybel sê, en hy vat die beer by sy baard, was 'n ou beer. En hy maak hom morsdood. Wat het? Psalm 144. Die Here het my hande voorberei vir oorlog. Hy het my arms kragtig gemaak. Hoekom? Want 'n God se hand deur jou hand beweeg. It's not you. It's Him empowering you to bring about the defeat of the enemy and to bring glory to the Father. It all belongs to the Holy Spirit. So David, wat jy sy pa sê, luister seentjie. So his father said, you're responsible for a few sheep. But God taught him responsibility is, you're not responsible. Just act when I tell you. Jesus die herde van al die skape. Want die duiwel erop loons soos 'n brullende leeu om te sien waar hy kan verslind. Jesus hardloop agter hom aan. En hy bring deurbraak vir die skaap. Ons Heiland laat nie toe dat die vyand jou oorkry nie. Laat hy jou manipuleer. Want hy sien dat jy in sy bek is. Weens hopeloosheid, magteloosheid en moedeloosheid. Jesus is so naby dat hy vat die leeu, wat 'n brullende leeu is, hy vat die beer en hy bevry jou. En die deurbraak is, hy is bymagtig om alles wat die duiwel bestem het, om hom te ontstem. No, it doesn't sound right. Ons Here, Jesus Christus, is die herde van alle herdes. En David word deur sy pa gee 'n paar kase en 'n brood. So wat was, hy was sy pa's Afrikaans, kaas dit en geniet dit. En hy sê, vat dit na jou broers toe, soos 'n carvery, né? Wegneem ete. Ja, plakke plat. Hy kom daar en hy hoor die Filistyn. Gee my 'n man dat ons kan beklei. Gee my 'n man. Gee my 'n man. Hey julle. Saul was ook 3 meter, net effens onder Goliat. Maar die Bybel sê, toe die hele weermag hoor, deins hulle terug. That's hopeloosheid. Dis moedeloosheid. Want jy dink hoe ver jy gaan terug, hoe kleiner word die reus. Dis so ver kyk. Kyk die verkeerde kant, ag my moeder, daai leeu is ver. Hy's reg hier in jou bek, jy kyk net die verkeerde kant van die verkyker. Net wat jy verkeerd kyk, maak hom nie minder of sê, hey julle, So, David, weer, nou het hy vrymoedigheid. Vrymoedigheid om moed te gebruik. Hy het vrymoedigheid, want God het hom nou van die beer en die leeu. En hy sê vir die ouens, sê vir my, wat sal vir die man gedoen word, wat daai Filistyn gaan uithaal? Die koning gaan sy vrou vir hom, sy dogter gee, that's really good. Hy gaan hom die skoonseun vir, that's very good. Hy gaan hom that's very good. It's good to fight for perks. When you fight the Lord's battles, you are rewarded by God. It's not for nothing. It's to gain confidence and trust in God. That what God does in you and through you is for you now to go and help people that they can also experience what you had. Because it's the same God in you, in them, that's doing it. You're just the chassis. You're just the PVC pipe. That's all. Moenie kop toe gaan met dit nie. So, hier hoor dit. So die gerugte kom by Saul sê, jy's net 'n pure seun. Jy's 'n baard nie. In English, you didn't have bum fluff. Ek wil nie graag dit in Afrikaans oorvertaal nie. Ek glo dit is nie mooi. Nie eens in Engels nie, maar Afrikaans is dit pateties. So, hy kyk na hom en sê, jy is 'n snyter, 'n boksnyter. Hy sê, hierdie reus
is 'n magtige krygsman van geboorte, het sy maar rekmerke gehad. Van geboorte? Wat 'n bevalling. Jonah was net, en hy sê, verstaan jy? I love God's sense of humor. Kyk hier nou, kyk na die ou lang jou, wat deur God se humor. Né? En David sê, ek sal gaan, not in his own ability, but in the confidence that if God gave him victory over the lion, over the bear, hy sê, hierdie Philistine sal soos hulle word. But every time the enemy attacks you and you don't overcome him, and he comes again, it gets stronger and stronger. Why? Want hoe meer moedeloos jy raak, hoe meer raak die groot die vyand in jou oor, in jou persepsie, in jou oorweging, al hoe groter. Ek hou van wat die Bybel sê in die Ou Testament vir Joshua en Caleb. Toe hulle sê, ons kan ingaan, daar's reëse, julle is ons spyse. Dink net dat God het jou 'n aptyd gegee vir reëse. Maar jou aptyd moet groter wees vir God. Om hom te bewaak, om hom te vertrou, om hom lief te hê, om onbeskaam kind van God genoem te word. Jy het 'n aptyd vir reëse. Prys die Here, man. En as ek na jou chassis kyk, die Here verstaan die Afrikaner nasie. Ag, vergeet dit. Dalk Pac-Man. En dan gaan hy vinniger. Ag, los dit. Ek probeer. Lord, I'm trying. David hardloop na die reus. Die hele Israel hardloop terug. Vrees laat jou net agterkom jy het 'n treerad. Maar dieselfde gearbox het 6 vorentoe. Maar vrees laat jou gooi daar. Jy het 'n voorry, maar jy kyk in die treeryd. Jy kry spasma voor jy uit is. Don't look. You got a vooruit. 'n vooruitsig. Kyk in die Bybel wat God vir jou wil doen. En David hardloop met 'n klip. En hy sê, waarmee kom jy na my toe? David, hy moes gesê het, moenie worry nie, watch net. En hy gaan en hy gooi. Nou listen, die vel, die slinge was sy geloof. Die klip was die woord van God. Die Bybel sê, geloof, hoop en liefde. Maar die grootste is liefde. Die Bybel sê, volgens jou geloof sal aan jou gedoen word. He just wants you to practice. Die Bybel sê, David het 700 manne gehad, en elkeen kon met 'n slingevel op 'n haar gooi, en het nooit mis nie. Can you imagine? Selfs die wat skeel is. Oh, hoe het dit gaan? Oh, the Holy Spirit just arranged the GPS. You don't have to be strong for God to be strong through you. You don't have to have a vision because God's already seen it. Come on, man. Laat net gaan. Hy sal sê, 'n bietjie koers af en dan kom boep. Slaat hom net daar. Want David is Afrikaans. Die reus is dood, maar David sê hy moet mos dood. En hy vat sy swaard, sny die kop af en loop heel dag. Hoekom? Want David weet 2 kop is beter as 1. En hy loop hier rond met dit. En die Bybel sê, wow. En die Bybel sê, en David vat sy kop, vat al sy toerusting en al sy wapens en sit in sy tent. God wants to bring breakthroughs to you today, every day from now, that the trophies of God's victory over your enemy, you can have on your wall, soos 'n boer wat 'n bul skiet, sodat die horings daar. Hy sit nooit net die voetie. Hy sit die kop. Elke boer wil 'n kop hê. Do you understand? Julle wat gejag het, in 'n huis gaan, hier's hierdie ding, hierdie springbok dit, en daar hierdie aardvark, en hierdie ander vark, I don't know what it's about, 'n vark wat hy nou van bra, nee? God says that if you allow me to break through you, you will have in your home so that your children can see what God done through dad and mom, He can do through you. Ek wil jou vra, hoeveel trofees het jy in jou huis van God se deurbrake, in jou werkloosheid, in jou siekte, in 'n huwelik wat nie werk nie, in jou kinders wat heeltemal anders te geword wat God bestem het hulle moet word. How many trophies do you have? The trophy reminds you dat daai ding kon jou oorweldig het, maar dit was 'n kopskoot. Do you understand? Oh, bless God. Yes, ek het omtrent 2 ure nodig. Ek het 7 bladsye, ek is by nommer 2. Lord, help me. So, ek moet iets nou breek.
Voordat jy 'n deurbraak kan bewerkstellig deur die Heilige Gees, moet jy besef dat jy moet die deurbrake wat God is, jy moet hom in 10 ken. In 10, you must know him intimately. Die ander geklink amper soos 'n kiem. Intiem, there we go, intiem. 'n verhouding met hom hê. Nee? Geen sonde skei jou. Geen ongeloof skei jou. Jy's een met hom. En dan wat ek hiervan hou. Die vyand, die duiwel, het vandag in die mense in die wêreld sukses behaal om stemme in hulle gedagtes, die omstandige situasie, om hopeloosheid en moedeloosheid die norm van die lewe te maak. Wat is hopeloosheid? Jy het losgeraak van hoop. Weet jy dat die Bybel sê dat ons het 'n hoop waar ons nie van beskaam is nie? Die Bybel sê ons het 'n hoop wat 'n anker in die lewe is. Maak nie saak wat 'n storm, maak nie saak wat 'n skip wil sink, maar jy het 'n anker. 'n Hoop is jou anker. En dit word nie in die sand, hy kry 'n rots en hak hy vas. En die anker van hoop is altyd aan God. Jy sien 1 Timoteus 1:1, Jesus is ons hoop. Nou, in ander woorde, God het vir jou in Christus permissie gegee om hoopvol te wees. God het in Christus, Jesus Christus jou, gekwalifiseer om hoopvol te wees. I wish you get this. You have the privilege to be hopeful. He's qualified you to be hopeful. Jy sien, die wêreldse hoop is, ek hoop dit reën, maar ek weet nie. Hoop beteken, jy het nie meer 'n verwagting nie, jy het nie meer afwagting nie. Maar in God se Bybel, hoop is nie 'n gesegde nie, dit is nie 'n woord nie, dit is nie emosie nie. Hoop is die persoon, Jesus Christus. En hy leef in ons. Hy leef in ons. Ons moet begin meer sing. Die God, die Here, wat? Die Here is my God, my krag, my sterkte en my magte. Daar's niks wat God nie kan doen. Ek weet heeltemal oorgeskryf nou, maar sweet. My God is so groot en so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Oh, my kinderkrans. Nou, listen folks, kom ons begin gou. Niks gebeur op aarde as dit nie die oorsprong in die hemel is nie. Jesus bid en hy sê hierdie gebed, ons Vader wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, op aarde, soos in die hemel. As die hemel dit nie vrylaat nie, kan dit nie op die aarde vrymaking bewerkstellig nie. Onthou, ek sê, Dawid lê onder, bo die takke, God beweeg eers en dan volg jy hom. Verstaan jy wat ek sê? En God volg nie ons nie, hy gaan voor. Nou luister gou hierna. Toe Jesus gedoop is, hier kom hy aangeloop. Johannes in die gees maak 'n verklaring. Kyk die lam van God, wat geslag is voor die grondleg van die wêreld. Hier kom hy. Almal kyk vir 'n skaapie, hulle sien nie 'n skaapie nie. Hier kom die lam, waar is hy? Hulle soek 'n merino. Hulle soek 'n swart kop. Ek weet nie wat daai een is nie. Maar as 'n skaap wat jy boer het wat 'n swart kop het, hy het baie goeie vleis, maar nie baie wolie. Ag julle. Hier kom, hy het hom in die gees gesit, dit was 'n metafoor. Jesus gaan in die water af, toe hy uitkom, sê die Afrikaans Bybel, en die hemel het oopgegaan. Daai vertaling is nie korrek nie. In die oorspronklike taal sê dit, toe Jesus uit die water kom, en die stem van die Vader het uit die hemel gepraat. Weet jy hoe diep het God 'n stem? Dit kom van ander kant in die universe. En hy sê, dit is my seun, en wie ek welbehaag het, luister na hom. God het sy seun daar geïdentifiseer, dat God is sy pa en hy is sy seun, hy is sy trots. En die Bybel sê, toe die hemel oop is, die vertaling is eintlik, die hemel het oopgeskeur, soos die mag van 'n aardbewing, wat die rots in die aarde uitmekaar uitskeer. En daar het God die bediening, die roeping van Jesus Christus bewerkstellig. Jy sien, vrede is die mees, let me say in English, peace is the most pregnant word in the whole Bible. In Afrikaans, vrede is die mees swangerste, nee, het klink nie goed nie. Let me stick to English.
peace. Jy sien all but peace. Jesus sê, my vrede gee ek vir jou. Die disciples in die boot, storms kom, alles gaan, dis besig om te versuip. Jesus slaap op 'n kussing. Jy kan verbaas wees wat God in sy slaap kan doen, wat ons nie kan doen as ons wakker is hier. Hy lê op 'n kussing en hy slaap. Die storms pla hom nie. Hoekom? Hy's altyd in beheer. Ons dien 'n God wat altyd in beheer is. Dis ons wat uit beheer is. Want ons wandel nie nou met hom nie. Hulle maak hom, gee jy nie om, ons gaan dood nie. Jesus staan op en hy sê dit, in 'n massive storm. Vrede, stil. Die weerlig, gaan terug. Hoekom? Want die Bybel sê in die Ou Testament, die weerlig, die reën, die haal en die donderweer, rapporteer aan God waar dit moet gaan plaasvind. Hy staan op en hy sê een woord, vrede, stil. Pannekoek. So plat soos hy speel. The peace of God is far greater than the storm Satan's trying to wipe you out with. All you have to say is, the peace of God. Release the peace of God. Want Jesus is die vrede. Hy is die vredevors. Hy is die prins van vrede. Romeine 16:20 sê, en die vrede van God sal binnekort die duiwel onder julle voete verbrysel. Dis tyd dat jy ophou dat die duiwel oor jou loop. Die skoen is nog op die ander voet. En toe daai hemel skeur. Die tweede keer is, Jesus op die kruis en hy sê, my Vader, in die hande plaas ek my gees. En hy sê, dit is klaar. Toe hy dit sê, toe sê die Bybel, kom 'n magtige aardbewing in Jerusalem. Skeur die rotse uit mekaar uit. In dieselfde oomblik skeur die hoofhangsel wat die heiligdom van die binneheid, waar die hoëpriester net een keer ja kon gaan, skeur daai hele ding uit mekaar uit. Why? Because God says, I've opened heaven so that you can have heaven on earth. Ek het daai ding geskeur dat jy nie hoef een keer 'n jaar in te gaan. Jy is konstant in my teenwoordigheid. Jy's konstant, jy het vrymoedigheid om in te kom. Come on folks, jy het vrymoedigheid op jou knieë te gaan. Jy het vrymoedigheid om voor God te huil. Ek wil graag iets sê wat nie op my preek is nie. My vrou was vir baie jare siek. En ek het 'n tyd lank gesê, ek kan nie meer vir jou bid, want my gebede werk nie. Ek het nie meer geloof. Ek's nie 'n goeie man nie. Ek kan nie. En God se woord, die woord kan nie bestaan nie. Dis die woord wat die duiwel vir ons geleer het. Hy sê, ons kan alle dinge doen. As jy woord kan in die Bybel, kan jy nie. En laas week, 1:30 word my vrou wakker met pyn en spasma. En sy roep na God omtrent 1:30. Ek lê in daai bed in 'n fetusposisie. And I became a coward. Ek het probeer so min asem inhaal, nie hard huil. And I deserted her. I became a coward for half an hour. And I said to God, why do you want to use me? I have no faith. I can't even protect my wife from myself. I'm a coward. Dit was die laagste punt in my lewe van 68 jaar. But the very next day, he spoke to me and said, what you were is not who you are. You are more than a conqueror in Christ Jesus. You are a vessel that I can use. Want dit is ek wat in jou is om te werk, om te wil en te doen. We're just a PVC pipe. En die Here is besig om my vrou totaal te herstel. Sy het die laaste paar dae die beste tyd in haar lewe gehad. But sometimes you got to reach such a low point. Sien, David sê, eeuwe God, die hand is nie te kort om te red. U het my uit die diepste sluk en die modder uitgehaal en my op 'n rots gesit van standvastigheid. Ek gee nie om waar julle is in julle hopeloosheid, moedeloos. Ek gee nie om hoe diep julle geval het nie. Dat jy nie, jy het op God opgegee, jy het op hoop opgegee. God se hand is nie te kort. Dis dit. God se hand sal jou bereik waar jy is. Jy hoef nie na hom op te kom nie. Hy sal in die diepste van die put gaan haal.
Hy sal jou optel. And he'll put you on a secure place. And he will say, kom ons doen goed van nou af saam. Moenie onafhanklik van my leef nie. Moenie afhanklik. Sien, David sê, ek het die Here se gesig gedurig voor my gehou. Beteken nie God het vir hom, want ek kon nie sien waar hy gaan nie. He just said, whatever I look at in life, I look at the devil, I look at hopeloosheid, I look at it through the eyes of Jesus, and it makes a total difference how you look at it. Want jy kom agter, hierdie ding gaan nooit weer jou kan boelie nie. Don't let the devil bully you. Bless God, bless God. Ek wil gou klaar maak. Oh, my hart. En ek sê vir jou een ding, ek dank die Here dat hy my die vermoë gegee het om my foute, om my swakhede voor julle te sê. En hier sit my vrou. Die Bybel sê vir Gideon, wat 'n lafaard was, God het gesê, sê, jou brawe dapper held. God sê nie wat David sien nie. God sê wat hy sien, wat David nog nie herken het nie. And in the next day, God says, I've now changed you because you came from a place of a coward. In my eyes, you're a mighty man of valor, and so is every child of God. Hou op na jou kyk, ek verdien nie om getrou, ek verdien nie dit. Kyk na jouself in die spieël van sy woord, nie spieël op jou muur nie. Die spieël op die muur gereflekteer jou vrese en jou stupidheid. Kyk na die woord, die spieël van die woord van God. En hoor hoe hy jou sien. En begin sien jouself soos hy jou sien. That is Satan's greatest nightmare. He's lost all power over you. As jy kan sien wie jy is in Christus. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek is 'n koningskind. Ek is my pa se oogappel. You got to know it. Ek wil klaarmaak, halte van die preek gaan nie gesê word nie. Ek glo met my hele hart, wat ek net gesê het. In die Ou Testament het hulle geglo en hulle het dit verklaar. Paulus die Gees sê, deur dieselfde Gees van geloof, glo ons en ons verklaar. En ek glo dat God vanoggend hierso hierdie boodskap my gegee het, dat die wat wil, wat hopeloos is, en dit kom van geslagte heen, die ding wat jy self, jy kan dit nie uit jou uitkry nie, dieselfde brood, dieselfde temptasies, dieselfde val en dieselfde sonde, dieselfde swakhede. Ek is hier vandag om te jou sê, as 'n gesand van Jesus Christus, dat die Heilige Gees, wat die Gees van die deurbraak is, gaan, sien, as ons lang genoeg hopeloos en moedeloos word, dan kom 'n demoon en hy maak hom vas aan jou hopeloosheid en aan jou verdriet en aan jou negativiteit. Sê nie jy is demonies besete nie, maar die demoon bekragtig jou hopeloosheid. Dat jy sê, ek sal nooit weer, ek is net moe. As jy saam met die duiwel praat, word jy wat hy is. As jy saam met God praat, dan word jy wie God is. Jy's 'n Christen. Jy's in God se beeld geskape. Sien jouself hoe God jou sien. And Satan will fear you. So ek gaan gou vra, almal wat hier is, wat in jou huisgesin en hulle is nie hier nie. Maar as jy hier so is, ek wil jy moet graag opstaan. In hopeloosheid en moedeloosheid. Waar jy plat geslaan is, waar die duiwel oor jou loop. En jou finansies en gesondheid, maak nie saak nie. Ek wil jy moet opstaan. Ek glo met my hele hart, dat die Heilige Gees wat hier is, wat 2 of 3 is God hier. Ek glo met my hele hart, dat die God van die deurbraak, Baal Perazim, is hier. En hy gaan in elkeen van julle, wat bereid is om in die geloof op te staan, om te sê, Here, kom bewerkstellig in my, 'n deurbraak, sodat ek na ander mense kan ook nou instrument wees, dat jy deur my, as ek vir hulle bid en hulle raad gee, ook sal deurbreek. Whatever God does for you, in you, His purpose is that you allow Him to do it through you to others. So die wat hopeloos, en as jy sit, dan sê jy vir my, jy is vol hoop. Dit beteken jy het nie 'n probleem nie. So, all those want to stand up, please stand up. Ek gaan net 'n paar sekondes in tale, as jy nie omgee, want die Bybel sê, hy wat in die Gees bid,
strengthens himself. I need to strengthen myself in God. God is my strength. Julle wat kan tale bid, fine. Julle wat Afrikaans on your eie asem. Visualiseer die moedeloosheid, die magteloosheid wat jy het. Oor jou werk, oor jou situasie. Jy sien, hoop in die wêreld is dat dit gaan nooit gebeur nie. Hoop in die koninkryk van God. Jy kan reeds dit vier voordat jy dit sien manifesteer. Want God roep die dinge wat nie bestaan asof dit bestaan. En God gaan vandag ongelooflike deurbrake in julle lewens bring. Unbelievable. Unbelievable. En julle gaan 'n gesant vir God wees. Jy gaan na Pick n Pay, jy gaan na 'n restaurant, jy hoor die persoon, ek het kanker, ek het nie meer hoop nie. Gaan hy sê, verskoon my, ek het dit gehoor, ek's 'n kind van God, het ek die voorreg om vir jou te bid. And let God do a breakthrough through you. Let God begin to do a breakthrough. Ons kan nie meer kerk toe kom nie. Ons moet nou die kerk wees. We got to be the extension of God's hands. So, kita soro to yamba narata takati andono more keta e shandorebo sitri antoro bushandara basitri antokata meto mono kote nata sonto ketambo ne oto te nanarasa te bekoto shikete arabo shandarobo sitri andere batabroyando sa utuko na no kete bana shoko tebe. Vader, ek dank U dat U hier is. Ek dank U hier is om al die hopeloosheid en moedeloosheid te kom verpletter. Dat U deur die Heilige Gees nou in elkeen se lewe sal ingaan in hulle gees, siel en liggaam, hulle denke, hulle emosies. En ek dank U dat nie meer, van vandag nie meer, sal enigeen wat hier in hierdie kerk is, niemand, sal weer 'n gevangene wees van die duiwel van hopeloosheid om sy wil in jou lewe te bemagtig. Maar U woord sê, ons is gevangenes van hoop in Christus. Dankie dat U kwalifiseer ons om hoop te hê. Dankie dat U is ons hoop. And now, Father, in the name of Jesus, Holy Spirit, breek nou deur in elkeen se lewe met 'n verwoestende aanloop van die water, van die tsunami van die Heilige Gees, wat alles sal, elke vesting in 'n lewe, elke sterkte in 'n lewe, elke probleem, elke tekort. I ask you, Holy Spirit, break forth like a mighty rushing river and come and remove and destroy and remove from their lives all these memories from their mind, from their conscious and their subconsciousness. I declare in the name of Jesus Christ that faith in the name of Jesus and faith that comes through the name of Jesus, that the Holy Spirit will honor the word of God now. En ek sê vir julle, be free, wees vry van hopeloosheid, wees vry van moedeloosheid, wees vry van 'n skuld en van geïnhibeerdhede. Maar God antwoord my nie. Dit is 'n leuen van die duiwel. God het gesê, in die hemel al die hoogste eer aan God en op aarde vrede onder alle mense waarin God 'n welbehae het. Dankie vir U vrede wat nou oor elke persoon kom, in elke persoon. Die vredevors wat deur sal vir 'n storm sê, wees stil, that's all. Dat daai vrede van Jesus sal sê, dit wat jou oorgeloop het, gaan jy nou oorloop in die geloof, wetend dat Jesus op die kruis die duiwel onder sy voete vermorsel het. En hy het gesê, vir julle wat in my glo, omdat ek na my Vader toe gaan, sal julle dieselfde werke doen as wat ek doen. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal vrede bring. En dat die vrede van God binnekort die duiwel se kop, wat met jou kop gesmokkel het al die tyd, hy gaan daai geraas, hy gaan daai woorde, hy gaan daai stem van julle verwyder. En julle gaan van vandag af die sagte stem agter julle hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarin. Here, oh my Father, I'm so proud of you. I kneel before you and ask you for my people. Ek vra U vir ons volk. Ek vra vir die Afrikaner volk, waarvoor U my gegee het, die roek om hulle te bedien. Sal U asseblief al die tradisies, al die verkeerde gesegdes,
dat ons onsself vervanglik gemaak met al die leuns. Kom breek ons vry. Dat waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Ek dank U vir 'n godswonderwerk in elkeen se lewe nou. En dat we week oor 2 ons agterkom hoe hulle met hulle familie, hulle vriende gesê het, dit hoef nie meer ons familie te heers nie. Dit is nou klaar. Ek vat nou die kop van die vyand onder my voete en ek vat al sy wapens en al sy goed en is nou 'n trofee op my manier. Jy sal nooit weer so met my praat nie. Jy sal nooit weer met my praat nie. Jy sal nooit weer jou wapens teen my gebruik. Want my God het my so sterk gemaak, so sterk en so magtig soos my God. Ek dank U. Father, thank you and I praise you and I declare you free in Jesus' name. Kom ons van die dak af en ons prys die Here ongelooflik. Come on, come on. Whoa, thank you Jesus. Thank you Lord. Sê vir jou langs jou, you are free of hopelessness. Jy is vry van moedeloosheid en jy's nie meer in die struik van die duiwel nie. Jy's nou die kop en nie die stert nie. Want God is met my. Ek is so trots op julle. Baie dankie. Die wat gebed het, kom, baie dankie vir julle wat ons finansiëel seën. Bye bye.